Goeiemiddag, baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in vandag se video gaan ons Genesis 33 doen. Kom ons maak ons oop toe en vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan hoor wat ons moet hoor, sien wat ons moet sien en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Okay. Die son is nie baie lekker skyn nie baie lekker nie. En ek sukkel altyd om hierdie ding. Ek is altyd so bang ek breek die ding. Okay. Ek wil nou hierdie kant toe sit. Dis hy. Okay. So ons doen nou Genesis 33 vandag. En Jakob het sy oë opgeslaan en toe hy met eens Esau sien aankom en 400 man saam met hom, het hy die kinders onder Lea en Rachel en onder die twee slavinne verdeel. En hy het die slavinne met hulle kinders eerste en Lea met haar kinders daarachter en Rachel en Josef laaste opgestel. Maar hy het self voor hulle uitgegaan en om 7 maal na die aarde gebuig, totdat hy by sy broer gekom het. Toe loop Esau hom tegemoet en omhels hom en val hom om die hals en soen hom en hulle het geween. Dit is, wat is hy? Dan lyk het beter. Obviously is 2 broers, die oudste, Esau, wat verneek was deur Jakob, die jongste. Ja, ek kan net imagine hoe sy dit was. Dit is 'n hartseer storie gewees. Daarna het hy sy oë opgeslaan en die vrou en die kinders gesien en gesê, wie het jy daar by jou? En hy antwoord, die kinders wat God uit genade aan u dienaar geskenk het. En die slavinne het nader gekom, hulle en hulle kinders en hulle neergebuig. En Lea het ook nader gekom met haar kinders en hulle neergebuig. En daarna het Josef nader gekom en Rachel en hulle neergebuig. Ek hou van Lea. Vers 8, daarop sê hy, wat is jou bedoeling met hierdie julle laar wat ek tegemoet het? En hy antwoord, om guns te vind in die oë van my Heer. Maar Esau sê, ek het baie, my broer, wat joue is, laat dit joue bly. Toe antwoord Jakob, ag nee, as ek nou guns in die oë gevind het, neem dan my geskenk uit my hand aan. Want juist daarom het ek die aangesig te sien gekry, soos 'n mens die aangesig van God sien, en u het behae in my gehad. Neem tog my begroetingsgeskenk wat u aangebied is, want God het my genade bewys en ek het volop. En hy het by hom aangehoud, sodat hy dit aangeneem het. Daarop sê hy, laat ons opbreek en verder trek, en ek sal langs jou trek. Maar hy antwoord hom, my Heer, weet dat die kinders swak is, en dat ek lammeroeie en melkkoeie by my het. As 'n mens hulle net een dag ooreis, dan sterf al die klein vee. My Heer moet maar voor sy dienaar uittrek, en ek sal op my gemak trek na die gang van die vee, wat voor my uitgaan, en na die gang van die kinders, tot ek by my Heer in Seir kom. Toe sê Esau, laat my toch van die manskappe wat by my is, by jou laat staan, en hy antwoord, waarvoor dan? Laat my guns in die oë van my Heer vind. So het Esau dan die dag teruggegaan pad langs na Seir toe. Maar Jakob het na Sukot weggetrek en vir hom 'n huis gebou en takkrale vir sy vee gemaak. Daarom het hy die plek Sukot genoem. En Jakob het behoue aangekom by die stad Sichem, wat in die land Kanaan is. Toe hy van Padan Aram gekom het, hy het sy laar voor die stad opgeslaan en die stuk grond gekoop waar hy sy tent opgeslaan het, van die seuns van Hemor, die vader van Sichem, vir 100 geldstukke. Daar het hy ook 'n altaar opgerig
en dit genoem, die God van Israel is God. Lyk of my hy toe eventually saam met, of na Esau toe getrek het, en sy net 'n rukkie daar gebly het, maar hy het nou 'n stuk grond gekoop, so ek neem aan, hy gaan daar bly. Hier is nou Genesis 33, is hier baie lang hoofstuk nie. En dis die einde van Genesis 33, baie dankie dat julle my gejoin het.